Nou, mense is Jaap hier. Ek wil Openbaring 16 met julle behandel. En ek lees in Engels, want Engels is meer akkuraat, maar die verduideliking is in Afrikaans. En ek wil vir julle wys wanneer het hierdie goed vervul. Kom ons lees gou. Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, Go and pour out the bowls of the wrath of Yahweh on the land. Die woord daar earth is eintlik land, is G1093 in Grieks, dit kan beide beteken. Maar in konteks is dit land, is die land van Juda, dis Jerusalem en die omliggende dorpe. Die oordeel wat oor hulle gekom het rondom 70 na Christus, dis waaroor Openbaring gaan. Die hele Openbaring handel daaroor. Dit handel nie oor die strawwe van die hele wêreld nie. So ons kan nie vandag Openbaring gebruik om vir mense te vertel van wat volgende met hulle gaan gebeur nie. Want die Openbaring speel af in 70 na Christus. Ons is verder op die tydlyn. First bowl, loathsome sauce. Die eerste bak. So the first went and poured out. Dis die 7 engele. Hulle gooi nou die bakke uit op die mense. The first went out, poured out his bowl upon the earth, and the foul and loathsome sore came upon the men who had the mark of the beast and those who worshipped his image. In 'n vorige video verduidelik ek vir julle wat is die merk van die dier. Gaan kyk maar gerus. Te midde van die beleg van Jerusalem het die mense van die stad nie hulle dooies begrawe nie. Tydens 'n beleg toe voedsel en water skaars was en dooies die strate besaai het 'n epidemie soos die van wat Openbaring 16 vers 2 genoem word, amper onvermydelik gelyk. George Holford skryf, nadat Jerusalem deur 'n leer van Titus omsingel is, het Pesictus gou hul verskyning daar gemaak om die ellende te vererger en die gruwels van die beleg te verdiep. Dit is deels veroorsaak deur die ontsaglike menigtes wat in die stad saamgedrom het, deels deur die verrotte uitvloeisels wat ontstaan het uit die onbegrawe dooies en deels deur die oorheersing van die hongersnood. Hulle het selfs die lyke, was so baie lyke, hulle het die mense begin opstapel in huise, die lyke. Natuurlik was daar toe dan Pesictus. Daar was baie meer mense as gewoonlik in Jerusalem, want dit was tydens Pasga wat hulle bymekaar gekom het, en toe het Titus in die Romeinse leer, Jerusalem beleer. Tydens daardie fees, so skielik was daar baie meer mense van ander lande ook in Jerusalem vasgekeer. Nou, daar het hulle gekrepeer en Pesictus opgetel en van hulle het selfs van hongersnood doodgegaan. En om dit erger te maak was daar nog 'n burgeroorlog ook in die stad. Daar was 3 faksies van 3 verskillende leiers, Judeese leiers, wat wou die hoofleiers wees en so hulle het mekaar beklei en dit het dit net erger gemaak. Second bowl, the sea turns to blood. Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood as of a dead man, and every living creature in the sea died. Dis het, hulle hou daarvan om, soos ek sê, maar oortreffende trap te gebruik, om so te sê the whole earth of all the things died, maar dis nie regtig so nie, ons weet, nie al die diere in die see is dood nie. Net soos wat het sê, all the earth were afraid of all the earth cried, of all the earth lament en so aan. Dit is maar net hoe hulle gepraat het in daardie tyd. Net soos ons weet, nie al die diere in die see is dood vandag nie. Hierdie bakke oordeel volg nie op mekaar nie. En dis wat ek ook hier wil noem. Dit word net genoem die 7 bakke. Dit sê nie hulle die een volg op die ander nie. Hulle gebeur so gesamentlik met die mense. Maar gebeur terselfde tyd. Wat gebeur het, word met net afsonderlik genoem. Hierdie is ook 'n oordeel oor die mense en nie die stad Jerusalem nie. Jerusalem het sy eie oordeel ontvang in hoofstuk 17. Volgende hoofstuk praat oor Jerusalem, die stad en tempel se oordeel. Hierdie is spesifiek verwysing na die mense wat hulle oorgekom het. Baie van hierdie bakke oordeele is dieselfde as die vorige hoofstukke in Openbaring. En ek dink dit is van die trompette. Dit stem nogal ooreen. Hierdie bloed word spesifiek bloed van 'n dooie man genoem, bloed wat in mere en riviere gevloei het.
Hierdie bloed was soos dit rondom 'n dooie liggaam gevind is, dik gekoaguleerd, gebak deur die son en stagnant, en is die bloed waarna Johannes verwys. Nou, as ek 'n dikkerige bloed daar in die water gedryf het. Josephus was 4:3. But these zealots came at last to that degree of barbarity as not to bestow a burial either on those slain in the city or on those that lay along the roads, but as if they had made an agreement to cancel both the laws of their country and the laws of nature, and at the same time that they defiled men with their wicked actions, they would pollute the divinity itself also. They left the dead bodies to putrefy under the sun. Ja, dit het natuurlik die pessiektes veroorsaak, maar ook dat die bloed in die waterweë gekom het. Die feit dat die see in bloed verander het soos die van 'n dooie man, kan daarop dui dat die see rooi geword het van die bloed van die dooies wat op die wateroppervlak gedryf het. In sy beskrywing van die slagting van die mense van Joppe by die see, skryf Josephus, die see was bloedig vir 'n lang pad, en die see was vol dooie liggame. Die see van Galilea was ook bloedig tydens hierdie oorlog toe baie Jode van Taragia daar doodgemaak is. Aangaande hierdie slagting sê Josephus, mens kon baie bloedig en dooie liggame sien, want niemand het ontsnap nie. In sy beskrywing van die tragedie by Taragia herhaal Josephus dat almal in die see gesterf het. So daar is baie liggame daar rondgedryf in die see en dan natuurlik baie bloed daar rondgedryf ook in die see. Verskillende waterweë. The third bowl, the waters turned to blood. Then the third angel poured out the east bowl on the rivers and the springs of water, and they became blood. Die Jordaanrivier het ook rooi geword van bloed. Baie Judeërs wat uit Gadara gevlug het, is deur die Romeine by die Jordaanrivier vasgekeer. Hier het 'n groot slagting gevolg. Aangaande die nadraai skryf Josephus dat die Jordaan nie oorgesteek kon word nie, as gevolg van die lyke wat daarin was. En dit staan in Josephus, War of the Jews, 4:6. Vers 5, And I heard the angel of the water saying, You are righteous, O Yahuwah, the one who is and who was and who is to be, because you have judged these things. For they have shed the blood of saints and prophets, and you have given them blood to drink, for it is their just due. Nou, later sê julle dit sien, hierdie is 'n spesifieke verwysing ook na waar hierdie dinge gebeur. Hierdie vers 6, waar hy sê, For they had shed the blood of saints and prophets. Nou, daar is 'n vers in die Bybel wat sê, waar is die profete en die saints doodgemaak? En so, hierdie vers wys vir jou spesifiek waar kom hierdie oordeele, waar het dit plaasgevind. Nie die hele wêreld nie, 'n spesifieke plek waar die profete en die saints doodgemaak is. Julle sal later sien waar dit is. And you have given them blood to drink, for it is their just due. Johannes voorspel dat diegene wat met die derde bak gestuister is, bloed gegee is om te drink, omdat hulle die bloed vergiet het van die heiliges en profete. David D. Gates wys daarop dat die yveraars, die zealots, die mense van Jerusalem vermoor het in hul soeke na mag, tydens Israel se eerste eeuse oorlog met Rome. Josephus noem dat hierdie moordenaars die bloed van die volk gedrink het. Adam Maarskog wys ook op 'n interessante manier waarop vers 4 tot 6 vervul is tydens die slagting van die Jordaanrivier wat hierbo genoem is. Maarskog sê dat baie van die Jode wat deur die Romeine gedood is, deur hul vyande in die water gedruk is en vermoedelik verdrink het. Wanneer iemand verdrink, word die begeerte om onder water asem te haal so sterk dat hulle water in hul longe kry. Met die verdrinking van die Judeëse rebelle in die bloedige water van die Jordaanrivier kan mens sien hoe hierdie mense letterlik bloed gedrink het, in eksplisiete vervulling van vers 4 tot 6. Ja, soos wat hulle verdrink het, hulle ons monde vol bloed en water dan ingesluk, en so hulle het letterlik bloed gedrink. Matteus 23 vers 34 tot 36. I am sending your prophets and wise men and teachers, some of them you will kill and crucify, others you will flog in your synagogues and pursue from town to town,
And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on the earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Barachiah, whom you have murdered between the temple and the altar. I tell you the truth, all this will come upon this generation, O Jerusalem, Jerusalem. You who killed the prophets and stoned those sent to you. Hier sê Joshua, duidelik vir jou oor wie kom hierdie strawe. Ek het vir julle ons gesê in vers 6. Noem my dit. Wat sê in vers 6? For they have shed the blood of saints and prophets. Van wie praat hy? Van Jerusalem, né? For Jerusalem has shed the blood of saints and prophets. En dan sê hy so, dit is regverdig dat hierdie oordeele oor hulle kom. So hierdie vers sê duidelik vir jou, dat hierdie strawe van Openbaring kom oor Jerusalem, en oor die omliggende stede van Israel daarso. Dis waaroor dit gekom het, nie die hele wêreld nie. Soos ek hier gelees het in Matteus 23, sê Joshua vir die Fariseërs, dat die strawe van gaan oor hulle kom, want hulle het die profete en die saints doodgemaak, van Abel af tot met Zechariah, seun van Berekia. And I tell you the truth, all this will come upon this generation. Hy sê vir hulle, hy kyk vir hulle en hy sê, dit gaan met julle gebeur. Het dit met hulle gebeur? Dit het met hulle gebeur. Dit het 30 jaar na hy hierdie woorde gesê het dit gebeur. So 30 jaar later het dit toe met hulle gebeur. Hy het nie gelieg vir hulle nie, toe hy vir hulle gesê het, dit gaan met julle gebeur, toe het dit. En dan sê hy, Lukas voeg meer besonderhede by, Joshua het gesê, geen profeet kan buite Jerusalem sterf nie. Volgens Joshua se woorde, as die mense wat deur die tweede en derde plaag getuister is, die profete doodgemaak het, moes hulle in Jerusalem gewees het. Daarom moes die mense wat deur hierdie plaag geraak is, Judeërs gewees het. Die Joodse vervolging van die vroeë kerk waarvan Joshua en Matteus 23 praat, word in Handelinge 8 ook opgeteken. En soos voorspel het die Judeërs van Joshua se geslag gelei. Hy het gesê met wie dit gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur, mense. Hy het gesê dit gaan met Juda gebeur, dit gaan hulle oordeel wees, en hy het gesê dit gaan met daardie spesifieke generasie gebeur. So hoe kan ons nou gaan en sê, nee, nou gaan Openbaring skielik oor die hele wêreld, en dit gaan nou in ons tyd gebeur, 2000 jaar later. Dan maak ons mos Joshua uit as 'n leenaar. Want hy het ons nou gesê hierso, met wie spesifiek gaan dit gebeur en wanneer gaan dit gebeur. En dis hoekom ek hierdie video's wil doen van Openbaring, want ek het besef, mense het nie 'n cooking clue wat aangaan in Openbaring nie. Hulle weet nie wanneer dit vervul nie, want hulle weet nie wat sê die historiese boeke nie, die historikuste, en hulle sê ook nie hulle weet ook nie wat sê die Bybel en die ander profete van hierdie goeters nie. Want as jy die Bybel gebruik om die Bybel te verduidelik, en jy gaan kyk wat sê die historikuste, dan gaan jy mos so sien, Openbaring het al vervul. Dis hoekom ek hierdie deurgaan. Dit vat my baie uur om hierdie deur te werk, en te deel met julle, maar dit is die moeite werd, want ek voel, ten minste kan julle dan sê, julle verstaan Openbaring, hoe dit eintlik, wat dit eintlik beteken, wat Johannes eintlik probeer sê het, verstaan julle nou. En ja, vers 7, and I heard another from the altar saying, even so Yahweh Almighty, true and righteous are your judgments. Fourth bowl, men are scorched. Then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and power was given to him to scorch men with fire, and men were scorched with great heat, and they blasphemed the name of Yahweh, who has poured power over these plagues, and they did not repent and give him glory. Tydens die Judeëse oorlog het baie Samaritane na die berge Gerizim gevlug, waar hulle deur die Romeine aan die voet van die berg beleer is. Aangaande die lot van hierdie Samaritane sê Josephus die volgende in Oorloë van die Jode 3:7-32, en die Samaritane wat watergebrek gehad het, is deur die ewige hitte getuister, want dit was somertyd en die menigte het nie water gehad nie, sodat sommige van hulle daardie selfde dag aan die hitte gesterf het. Hierdie kan 'n mens die letterlike vervulling van Openbaring 16 vers 9 sien. Hulle is deur die intense hitte geskroei. Tydens die Judeëse oorlog het Rome 'n verskroeide aarde beleid gevolg.
In sy geskiedenis van die Judeërsoorlog teken Josephus aan hoe die Romeine die stede van Israel en die omliggende voorstede en platteland aan die brand gesteek het. Die strawwe hitte van vers 8 kon ook veroorsaak en vererger gewees het deur die talle brande wat deur die Romeine gedurende die Judeërse oorlog gestig is. Ja, is twee maniere hoe hierdie vers vervul is. Fifth bowl, darkness and pain. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness, and they gnawed their tongues because of the pain. They blasphemed Yahweh of heaven because of their pains and their sores, and did not repent of their deeds. Soos in Jesaja 13 vers 9 tot 10, Jesegiel 32 vers 7 tot 8 en Amos 8 vers 9, dui duisternis op politieke omwenteling en die val of dood van 'n koning. Die duisternis van Openbaring 16 vers 10 is geen uitsondering nie. In 69 na Christus het Rome ongekende stryd beleef, omdat 'n leier Nero selfmoord gepleeg het dit burgeroorlog teweeggebring wat vir so 'n jaar of wat geduur het. Tydens die jaar het Rome 4 leiers gehad, sodat dit net het benard gegaan in Rome vir 'n kort tyd. As gevolg van sy gewonde kop wat die dood van koning Nero verteenwoordig, ontvang die Romeinse Leviathan 'n noodlottige besering, 'n besering waarin Rome nie herleef het tot die opkoms van Vespasianus. Die Flaviaanse gesin verteenwoordig die opstanding van die dier. Die opstanding van die dier word uitgebeeld in die 5de basyn van Openbaring 9, vers 1 tot 12. Nadat die simboliese vervulling van Openbaring 16 vers 10 met die opkoms van die Vespasianus is Openbaring 16 vers 10 en 11 ook letterlik vervul in 79 na Christus met die dood van Flavius Vespasianus, die pa. In hierdie tyd het 'n beroemde vulkaniese uitbarsting plaasgevind wat die lug oor Rome so dig soos die nag verduister het en later een van die ergste plaae in die Romeinse geskiedenis veroorsaak het. Byna onmiddellik na Vespasianus se dood het berg Vesuvius in Augustus van 79 na Christus uitgebars. Mense het letterlik doodgebrand by Pompeii en op seker baie ander plekke ook en dan het hulle ook maar pestsiektes opgetel en van hongersnood kon doodgaan en so, want dit was 'n verskriklike vulkaniese uitbarsting gewees, die Vesuvius. Dis die eerste uitbarsting van 'n vulkaan wat opgeskryf is blykbaar in die historiese boeke. Dit is nogal interessant. Maar in die verlede sien ons, Jahua vernietig die volke wat hy gebruik om Israel te oordeel. Assirië, hy het hom gebruik om die 10 en 'n half stamme te oordeel, en net daarna is Assirië vernietig. En toe het hy Babylon gebruik om Juda te oordeel, en net daarna het hy Babylon vernietig. En net so gaan dit nou gebeur, hierso het ons gesien nou met Rome, hy het die Romeinse Ryk gebruik om Juda te oordeel finaal, 70 na Christus, en net daarna het hy Rome vernietig, net voor die 1000-jarige vrederyk. Soos wat Daniël 2 van gepraat het, die voete van yster en klei. Hy het beide Israel en Rome vernietig. Die yster is Rome. Hy het nie die klei vernietig nie, maar die voete van yster en klei vernietig, verbrysel. Wat beteken, dis die 1000-jarige vrederyk wat toe begin het. Ja, so dit gaan weer gebeur nou. Jahua gaan nou Rusland en sy alliansies gebruik om Israel wêreldwyd te oordeel en aan te val en te oorwin, en net daarna gaan hy Rusland volkome vernietig. Rusland en hierdie ander alliansies, hierdie nasies wat saam met hom staan, gaan hy vernietig, né? Net soos wat hy gedoen het nog altyd. En dis hoekom, ek sal later daaroor praat miskien of noem, dis hoekom hy, of jy sien in profesie, mense praat van hulle het in visioene gesien, dat van hierdie nasies wat hulle lande verloor het, dat hulle sien hierdie mense vat hulle lande weer terug. Nou dit is hoe dit gebeur. Jahua vernietig hierdie weermagte van hierdie nasies, van Rusland, China en hierdie moslimlande en so aan, en dan kan daardie mense wat uit hulle lande uit is, kan hulle lande weer terugvat, né? Want daardie weermagte is nie meer daar nie.
Kom ons gaan verder. Om by te voeg, nou met die tweede Exodus en die slag van Gog en Magog, wat kom, gaan Jahwe weer eens die volkere wat hy gebruik het om Israel te straf. Ek het dit mos nou net genoem. Interessant dat ek dit dieselfde tyd noem. Ek sê hierso, gaan Jahwe hulle vernietig in 'n oogwink met die finale oorlog van Gog en Magog. Sien my video hieroor. Profesie praat oor lande wat hul areas terugvat. Ja, en dis hoe dit inpas, hierdie visioene wat mense het, hoe dit inpas by die tydlyn waarop ons nou is, mense. Jahwe gaan self hierdie Gog en Magog alliansie vernietig. Hy gaan dit self doen. Maar dit maak ons nou nie sin, as hierdie nasies, wat so saam staan en al hierdie Israel nasies oorwin, dat hulle skielik verloor, dat hulle skielik oorwin word. Hulle is so magtig, maar hulle word skielik maar net oorwin oor hierdie klein nasies, of die bietjie wat oorgebly het van hierdie verskillende nasies. Oorwin hulle maar net. Hoe werk dit? Dit kan mos nie net so gebeur nie. Daar moet 'n wonderwerk gebeur vir so iets om te kan gebeur. Dus die wonderwerk is, Yahuwah vernietig hierdie volkere, hy vernietig hierdie weermagte. En dan het daar die mense skielik nie meer 'n weermag, hulle weermagte is kapot, dan kan die mense teruggaan na hulle lande toe en dit terugvat. Nou dan gaan dit baie makliker wees. Then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. Hierdie is nie Euphrates nie, dis die Peraf rivier. And its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. Jerusalem word Babylon genoem in Openbaring 17. Die Eufraat rivier het onder die mure van Babylon deurgeloop. Hierdie Babylon is in Afrika. Ek het op 'n paar kaarte al, ek dink vir julle gewys, waar is Babylon? Hy was daar naby die Tigris en die Pishon en die Gihon, hy is in daardie area, net bo waar Israel is in Afrika. En nou die Peraf rivier. Onthou die 4 riviere van Genesis 2, hulle vloei uit die Peraf. Die Peraf deel op in 4 dele. Nou dis die Pishon, Gihon, Hiddekel en die Peraf. Toe die Perse die stad aangeval het, het hulle die watervloei van die rivier afgelei, of weggelei, afgelei, wat hulle toegelaat het om onder die muur deur te marseer en die stad in te neem. Daarom was die val van Babylon 'n direkte gevolg van die opdroging van die Eufraat, of die Peraf, vir die deurgang van die konings van die ooste, die Perse, in 539 voor Christus. Johannes sien 'n soortgelyke vervulling wat lei tot die val van Jerusalem, geestelike Babylon. In hierdie vers word die Eufraat weer opgedroog, of die Peraf, ek sal nou vir julle meer daarvan vertel, om die deurgang van die konings van die ooste toe te laat. Gedurende die eerste eeu was Rome die middelpunt van die bekende wêreld, vandaar die gesegde, alle paaie lei na Rome. Vir die Romeinse gehoor, soos die 7 kerke wat in Openbaring aangespreek word, impliseer die term konings van die ooste, konings of heersers van Rome, se oostelike provinsies, wat onderskeibaar was van die res van die Romeinse Ryk, aangesien die oostelike provinsies die keiser aanbid het. Dus blyk die konings van die ooste wat hier genoem word, Sohaimus en Antiochus te wees, wat aan die rand van die Rome se oostelike provinsies geregeer het. Hierdie konings van die ooste het hul militêre mag en leierskap aangebied om te help met die nederlaag van Jerusalem. Benewens die 2 konings wat hierbo genoem is, het 3000 Romeinse soldate ook Titus se leer op pad na Jerusalem versterk. Dus het die val van Jerusalem, geestelike Babylon, die val van antieke historiese Babylon weerspieël. Beide stede is ten minste gedeeltelik verower deur die oorsteek van hul vyande oor die Eufraat. En hierdie het, ek dink dit het letterlik opgedroog 'n bietjie, en ek sal nou vir julle wys hoe dit gebeur met die regte Israel, Jerusalem in Afrika. And I saw 3 unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Exodus 8 vers 3 tot 4. En die riviere sal wemel van paras, wat sal opklim en
in jou huis en in jou slaapkamer en op jou bed en in die huis van jou dienaars en op jou volk en in jou oonde en in jou kniebakke kom. En die paddas sal op jou en op jou volk en op al jou dienaars opklim. Johannes se gebruik van paddasbeelde hier is om sy gehoor te laat weet dat niemand die Romeinse magte wat teen die goddelose Israel versamel is, sal ontkom nie. Geen huis sal veilig wees nie, elke kamer van elke huis sal deursoek word en diegene wat daarin weggryp sal tot slawe gemaak of doodgemaak word. Ongeag 'n mens se posisie of hulle nou ouderlinge, priesters, vroue, kinders, slawe of vrymense is, almal sal deur die oordeele van die 6de pak geraak word. For they are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and to the whole world to gather them to the battle of that great day of Yahuwah Almighty. We gaan kyk hoeveel tyd is oor. Is 20 minute. We gaan verder. Lucifer saam met pa en seun Vespasian maak die weermagte van oral oor bymekaar om Jerusalem en die omliggende stede te vernietig. Dit is wat hierdie vers na verwys. Tacitus in Histories boek 5 chapter 1 sê, hy het in Judea 3 legioene gevind, die 5de, die 10de en die 15de, almal op ou troepe van Vespasianus. Hierdie het hy die 12de uit Syrië gevoeg. Hierby het hy die 12de legioen uit Syrië gevoeg en 'n paar manne wat tot die 18de en die 3de behoort het, wat hy uit Alexandrië onttrek het. Hierdie mag is vergesel deur 20 cohorts, ek weet nie hoeveel dit is nie, maar dit is seker maar baie, geallieerde troepe en 8 eskaders deur die 2 konings Agrippa en Sohemus, deur die hulpmagte van koning Antiochus, deur 'n sterk weermag van Arabiere wat die Judeërs gehaat het. Tacitus Histories boek 4 chapter 5 51 sê 40.000 Parthiese kavaliere was ook deel van die Romeinse mag. Ja, hulle het van oral oor almal bymekaar gemaak en dit is ek glo ook waarna hierdie vers verwys van hulle die nasies kon hulle gather met hierdie slagting. En die nasies was hulle goedgesind wat half ook maar in elk geval onderdanig was aan Rome. En van hulle, soos van die Arabiere en so, het al reeds die Judeërs gehaat, so hulle wou dit gehelp vernietig het. Tacitus sê dat baie wonderwerke plaasgevind het, want hier praat hy ook in hierdie vers het hy gepraat van die wonderwerke wat gebeur. Hier praat hy van together and to battle, en hier het ons mos nou gelees van die verskillende groepe wat gegather het, bymekaar gekom het vir die oorlog, en hy sê van hulle doen wonderwerke, né? En dit is demone wat, bose geeste wat hulle vermoë gee om wonderwerke te verrig. Tacitus sê dat baie wonderwerke plaasgevind het in die loop van die maande wat Vespasianus in Alexandrië deurgebring het, terwyl hy gewag het vir sy somerseisoen, sodat hy na Rome kon seil op sy setel as keiser in te neem. Het baie wonderwerke plaasgevind. Volgens die Romeinse historiese Tacitus en Cassius Dio het 'n blinde man en 'n man met 'n verdorde hand tydens Vespasianus se verblyf in Alexandrië aan die voete van die keiser geval en gesmeek om genees te word. Hulle het beweer dat die god van Serapis hulle beveel het om dit te doen. So hierdie Serapis het vir hulle nou gesê hulle moet na hierdie keiser toe gaan om genees te word. Toe volgens hierdie historiese het Vespasianus op die oë van die blinde man gespoeg en op die hand van die kreupele getrap, wat albei mans genees het. Tacitus skryf ook hierdie wonderwerk. En Tacitus Histories 481 met 'n glimlaggende uitdrukking en omring deur die verwagtende skare omstanders, het hy Vespasianus gedoen wat gevra is. Onmiddellik het die kreupele dit gebruik van sy hand en die daglig het weer vir sy blinde metgesel geskyn. Beide voorvalle word steeds deur ooggetuies bevestig, hoewel daar nou niks te wen is deur te lieg nie. Ja, blykbaar, hy kon mense genees, maar soos Yahushua ook, maar hy is maar verteenwoordiger van Lucifer se dienaar,
of soos mense wil sê die Antichrist. Nero vervul daardie rol, maar Vespasian en sy seun Flavius en Titus Vespasian vervul ook die rol van die Antichrist, dis die woord, ja. 'n wonderwerk het skielik uit die kapel van Juno tevoorskyn gekom. Op 'n sonnige, windstil dag het die standbeeld van Julius Caesar op die Tiber-eiland omgedraai, sodat dit soos in plaas van wes gekyk het dit nou oos gekyk, wat symboliseer dat Vespasianus, wat in Judea in die ooste was, Vitellius van die weste sou vervang. Ja, die demone het hierdie standbeeld omgedraai, om na die ooste te kyk in plaas van die weste, en die mense het toe gesê, dit beteken Vespasian gaan oorvat by hierdie ander ou. En dan hierdie is 'n verwysing na verskillende plekke wat julle self kan gaan soek en kyk as julle wil, van nog wonderwerke wat van gepraat word, van dit sê van diere wat praat, venster wat oop en toe maak soos op hulle eie en allerhande goedjies wat gebeur het. Vers 15, Behold, I am coming as a thief, blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame. Joshua wil mense net hier herinner dat hulle moet bly op die nou pad. Hulle moet nie falter nie. Dit was vir daardie mense van daardie tyd. Hulle moet volhard tot die einde toe in die gebooie. Hierdie wit kleed verwys na die regverdige wetsgehoorsame dade van die gelowiges en verwys ook na die doop van die gelowiges. Gaan kyk maar my video oor die doop as julle wonder hoekom ek dit sê. Hierdie is ook die woorde wat Joshua gesê het vir van die 7 gemeentes vir wie hierdie brief geskryf is in hoofstuk 2 en 3. Hy het dit ook vir hulle gesê. And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. Armageddon beteken the hill or city of Megiddo. Sien 1450 Mappemonde kaart. So kom ons kyk nou 'n bietjie hierna. Ons het nou 'n bietjie gelees van die Peraaf wat 'n bietjie opdroog en dit maak dit makliker vir die leers om Jerusalem aan te val. En dan sien ons hier praat hy nou van die konings, hierdie leiers, hierdie mense kom by mekaar by Megiddo. Dis nie die slag van Megiddo, daar was nie 'n oorlog. Die Bybel praat nie van 'n oorlog by Megiddo nie. Dit sê hierso dat hierdie magte het by mekaar gekom by Megiddo. Onthou, hy sê ook hierdie is 'n leer van die ooste, onthou julle? Die lere van die ooste. Dis ook belangrik want ek gaan nou vir julle wys op die kaart wat gaan aan. Jehovah het vandag vir my hierdie gewys. Is wonderlik. Op die kaart het hy my dit gewys. Hier het hy die kaart van 1450, dis die Mappemonde kaart van 1450, hier is 'n verteenwoordiger van Jerusalem. Nou op die ou kaarte word Jerusalem voorgestel, Berg Sion word voorgestel as 'n eiland, dat die rivier vloei beide kante om hierdie stad, omtrent beide kante. Maar hier sien jy, hier is 'n openingkie waar mense kan in en uit gaan. Maar sien julle wat ek bedoel, die rivier vloei om die stad. Die Bybel sê hoekom in 2 Konings 20:20 en 2 Kronieke 32 vers 30 sê dat Hesekia het 'n wal gebou of gegooi by die Nylrivier, die Nyl, die Gideon, sodat van die water aan die ander kant van die stad verby kan kom. En dis hoekom dit nou soos 'n eiland lyk, sodat van die water na die weste kant van die stad kon kom en laat hy dat met 'n sloot gegrou het na die weste kant van die stad, dat daardie kant van die stad kon water kry. En nou as die water sterk gevloei het, sal dit so om die stad gevloei het. Maar wat ek julle hier op hierdie kaart wou wys het, ek het hierdie kaart vandag gekyk na en toe wys jou vir my hier staan dit, Megiddo, sien julle? Megiddo is 'n stad hierso oos van Jerusalem. Hierdie is Berg Zion, Jerusalem. Hier is Megiddo, oos van die stad. En die Bybel sê nou net vir jou daar in Openbaring 16, die magte het hierso by Megiddo, hierdie kant, by mekaar gekom, net voor hulle in Jerusalem ingegaan het. En dit praat ook van die rivier van die Peraaf,
wat opgedroog het. Dit het natuurlik nie heeltemal opgedroog het, dit het net minder begin vloei. Wat gebeur dan? Kom ek wys julle wat gebeur dan. Ek kan net hier gou uitgaan weer. Hier is die topografie van die berg Sion in Suid-Afrika. In Afrika, in Uganda. Ek het nou hier ding oopgemaak, dan kan ek hom nie toemaak nie. En soos julle kan sien, hier het die rivier uit nou heel wat opgedroog. Afrika is baie droër, want die fonteine van die diepte kom nie meer uit soos wat dit gedoen het in daardie tyd nie. 70 na Christus. Hier het die rivier gevloei aan die weste kant om die berg Sion hierso, maar het ook omgekom hierdie kant, reg rondom, né? Net so klein stukkie gehad moontlik wat hulle kon in en uit beweeg het van hierdie Jerusalem af na die ander kant van die rivier toe, want die rivier het beide kante toe omgevloei, net soos ons sien op die kaarte, dat dit lyk soos 'n eiland, veral as die Peraf baie sterk vloei. Dan het hy heeltemal rondom die stad, glo ek, gevloei. Maar wat het gebeur toe die Peraf 'n bietjie opgedroog het? Hierdie area het groter geword aan die ooste kant. Dieselfde kant waar Megiddo sit. Hierdie kant sit Megiddo en hierdie kant het weier geword. Dit sou makliker gewees het vir hulle om Jerusalem te kon aanval hierso op hierdie berg. Want daar is nou meer droë grond vir hulle om in te kom. Nie net so nou stukkie waardeur hulle moet kom nie. Dis wat dit beteken. En wat bedoel ek met hierdie Peraf? Ek wys julle op 'n Google Earth gou. Hierso, nou ek het julle gewys hierdie berg hierso op die Ewenaar, Berg Rwenzori. En hierso het ek 'n voorstelling van die 4 riviere, die Peraf, hierso, deel split op in 4 riviere, né? Die Pishon, die Gihon, die Hiddekel en die Peraf. So die Peraf hierso wat begin, word ook Peraf genoem hierdie kant. Nou as hierdie Peraf nie so sterk uitkom nie, wat gebeur met hierdie 4 riviere? Hulle vloei ook, hulle is ook nie meer so sterk nie. En dan, wat gebeur hierbo by die Ewenaar? Dan droog die riviere 'n bietjie op, dan is hulle nie so sterk nie, dan gaan dit makliker wees vir die Romeinse weermag om hier by hierdie berg Sion uit te kom, want die water wat hierdie kant toe omkom, gaan nie meer hierdie kant so omkom nie. Hy gaan net hier 'n bietjie opdam hierso, en die res gaan hierdie kant, aan die weste kant verby. So dit gaan vir hulle makliker wees om Jerusalem oor te vat. En ek glo, dit is presies wat gebeur het daarso. En ja, ek dink dit is nogal 'n wonderlike openbaring gewees, wat ek vandag gekry het hieroor. Ek wil julle gou hierdie, net 'n paar kaarte, hierdie kaart byvoorbeeld wys, dat Jerusalem hierso, hierdie berg is half hy word omring deur riviere. Jy kan sien van die rivier wat opgedam het hierso, en van dit vloei hierdie kant toe om hierdie berg. En dan gaan dit aan die weste kant verder aan, die Nylrivier. En gesloot het hy gegrou na die weste kant van die stad, net soos wat hierdie kaart vir jou wys. Nou, dieselfde hier in die weste kant van die stad vloei 'n rivier, waterdam op. Ek het dit in 'n vorige video vir julle ook gewys hierdie. En baie keer word dit so, hier word dit Sion genoem, Zion, maar dit word aan beide kante gaan die rivier om die stad, Jerusalem, en soos 'n eiland, en baie van die kaarte wys dit ook so, soos daarso ook sien jy hom, en hierso sien jy hom, daarso, daai kool, en daar staan Sion. So, daarso weer Sion, daar zijn. In elk geval, ek wil net dit vir julle gewys het, met ter verduideliking van wat ons nou gelees het, dat dit verduidelik kan word met wat ons sien in Afrika. Dat daar is op die ou kaarte 'n Megiddo gewees, oos van Jerusalem. Maar wat jy nou nie het, jy het dit nie in die fake Jerusalem nie.
Hulle sê daarso, hierdie Megiddo is by Berg Karmel. Kom ek wys julle waar hulle sê dit is. Hierso Karmel hier bo noord, en hier is Jerusalem hier onder. Hulle sê hulle het hier by mekaar gekom by Karmel, waar Megiddo is en afbeweeg. Maar soos ek julle nou gewys het, by die regte Jerusalem in Afrika, in die ooste kant was daar 'n plek genaamd Megiddo, waar die konings by mekaar gekom het en van die ooste kant af Jerusalem aangeval het, want dit is die kant wat droër geword het, as gevolg van die rivier wat nie so sterk mee gevloei het nie. 'n letterlike vervulling van wat ons gelees het. It's amazing. Maar in elk geval, kom ons gaan aan. Dus is amper klaar hierso. Then the seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple of the heaven from the throne, saying, "It is done." Weer eens 'n verwysing na die getal 7, wat volheid, volledigheid beteken. Dis wat 7 beteken in die Bybel, volledigheid. And there were noises and thunderings and lightnings, and there was a great earthquake, such as mighty and great earthquake as had not occurred since men were on the earth. Hierdie woorde laat my aan die vers dink in Matteus 24 vers 21. For then there will be the great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Natuurlik hierdie vers 34 in dieselfde hoofstuk sê Joshua, hierdie groot verdrukking wat hy hiervan praat, gaan vervul in sy disippels se generasie. So dit het al reeds vervul. En kom ons gaan dan aan, Josephus, the Wars of the Jews, 4:4-5. Daar het in die nag 'n geweldige storm uitgebreek met die grootste geweld en baie sterk winde, met die grootste reënbuie, met voortdurende weerligstrale, verskriklike donderslae en verstommende skokskuddings en gebrul van die aarde. En ook gepaard gaande met die aardbewing, met 'n aardbewing. So daar was selfs 'n aardbewing tydens die storm. Hierdie dinge was 'n duidelike aanduiding dat daar vernietiging oor die mensdom sou kom, omdat die wêreld in hierdie wanorde geplaas word. En enigiemand sou raai dat hierdie wonders groot rampe voorspel het wat sou kom. Nou onthou mense waar dit gebeur? Jerusalem se area, né? Hierdie goed het gebeur daarso, nie die hele wêreld nie. Hierdie het gebeur net voor die begin van Titus se aanval op Jerusalem. Hierdie storm. Interessant genoeg, gedurende die jaar van die 4 keisers, 68-69 na Christus, dieselfde tyd waarin die bogenoemde storm na bewering plaasgevind het, skryf Tacitus, nog nooit het die weerligstorms met meer gereelde geweld geflits nie, in Tacitus Annals 1547. Vers 19, Now the great city was divided into 3 parts, and the city of the nations fell. Hierdie verwys na Jerusalem, nie die wêreld nie. And great Babylon was remembered before Yahuwah to give her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Onthou julle weet Joshua gesê, maak die koppie vol vir die fariseërs, né? Vir die Israeliete, vir Juda. Hy het vir hulle sê, maak die beker vol, want julle het mos die profete en die saints, die heiliges doodgemaak. So hierdie goed gaan oor julle kom. Dis spesifiek na hulle waarna verwys word hierso. En Openbaring verwys die hele tyd na Jerusalem en Rome as Babylon. Hulle albei is Babylon, want hulle was in 'n sedelose verhouding. Dis hoekom hulle albei kry dieselfde vloeke. Daar was 'n 3-ledige burgeroorlog in beide Rome en Jerusalem in 69 na Christus. Interessant, né? Hoe albei dieselfde deurgeloop het, voordat die Romeinse leer in Jerusalem aangekom het, want albei vervul die rol van Babylon, as gevolg van hul sedelose verhouding. Net soos wat ek nou gesê het, en ek het boontoe vir julle gelees, die 3 ouens wat teen mekaar beklei het, en hulle faksies gehad het in Jerusalem. Net so was daar 3 leiers wat uitgedruk is in Rome binne 'n jaar. Toe die 4de leier van daardie jaar was Flavius Vespasian, of Vespasianus. Josephus, the Wars of the Jews, 5:1-3. In 69 CE het Joodse vlugtelinge uit die omliggende stede wat tydens Vespasianus se veldtog vernietig is, na Jerusalem gevlug om 'n laaste teestand te bied. Kort na die donderstorm wat hierbo genoem is, het 'n 3-delige burgeroorlog uitgebreek. Die Judeëse
Rebelle is in 3 faksies verdeel, gelei deur 3 leiers genaamd Johannes, Simon en Eleazar. Ek het gesê dit is al genoem, maar hier word dit nou genoem. Dis hierdie 3 ouens, Johannes, Simon en Eleazar, is die 3 ouens wat te mekaar beklei het daarso in Jerusalem met hulle faksies. Elke ou het sy groepie gehad wat hom gevolg het en hom geglo het. Eleazar en sy manne was in die binnehof van die tempel gestasioneer. Simon, die seun van Gioras, het die boonste stad en baie van die onderste stad beheer. Johannes het die res van Jerusalem beheer. Van hier af is Johannes en sy manne bo en onder deur hul 2 vyande aangeval. Then every island fled away and the mountains were not found. Dit is vloedbeeldspraak hierdie. Die verowering van Israel, die aarde deur Rome, die see word, ons sien die verowering van Israel wat die aarde verteenwoordig, deur Rome wat die see verteenwoordig, word dikwels metafories in die apokalips as 'n vloed uitgebeeld. En ek het al reeds mos in 'n vorige hoofstuk ook gelees, dat is soos Assirië, word byvoorbeeld 'n rivier en vloed genoem, wat oor Israel spoel. Nee, dit is hulle gaan oorwin, dan word hy 'n vloed genoem. En dis presies wat hier gebeur ook. Verder, soos ook voorheen gesê is, dui berge dikwels stede in die Bybel. Steve Gregg, ed. Revelation, 4 views, a parallel commentary, dis wat het staan. In ooreenstemming met die punt wat in vers 19 gemaak word, beklemtoon Johannes weer eens dat baie van die berge of stede van Israel en Rome heeltemal vernietig sou word. Josephus beskryf stede wat so deeglik deur Romeine vernietig is, dat feitelik niks oorgebly het nie. Aangaande die vernietiging van Idumea, skryf Josephus in Josephus Wars of the Jews 497, daar was geen teken oor van daardie plekke wat verwoes is, dat hulle ooit bestaan het nie. Die doel van vers 20 is om die feit te illustreer, dat die land na die oorlog, wat woes gelaat is, was soos die aarde voor die skepping in Genesis 1 vers 2. Vers 21, and great hail from heaven fell upon men, each hailstone about the weight of a talent. Men blasphemed Yahuwah because of the plague of the hail, since that plague was exceedingly great. Tydens die beleg van Jutapata, een van die stede van die tydens hierdie oorlog, deur die Romeinse beleer is, verklaar Josephus dat vuurballe in die stad geloods is, in Josephus Wars of the Jews 379. Terselfdertyd het sulke engines wat vir daardie doel bedoel is, dadelik lanse met 'n groot geraas op hulle gegooi, en klippe met die gewig van 'n talent. Sien jy, Josephus sê presies dieselfde wat Openbaring sê. Openbaring sê hierdie haal is soos gewig van 'n talent, en Josephus sê hierdie klippe wat hulle gooi, wat dit lyk soos haal uit die hemel, en dit is so swaar soos 'n talent. En is deur die engines gegooi, tesame met vuur en groot menigte pyle, wat die muur so gevaarlik gemaak het, dat die Judeërs nie gewaag het om daarop te kom nie, en ook nie na die dele binne die mure te kom, wat deur die engines bereik is nie. Wat eintlik maar net sê is, dat die dele van die mure wat gedamage is deur hierdie catapults van Rome, hulle kon nie meer daar beweeg nie, want dit is gevaarlik en om daar te loop. Nou onthou, hierdie hoofstuk gaan nie oor spesifiek oor die vernietiging van Jerusalem nie. Dit gaan oor die vernietiging van al die ander plekke rondom Jerusalem eintlik. So dit is dan van pas dat hy hier praat dan van Jotapata met die klippe wat daar val. Maar natuurlik, hulle dieselfde prinsip maar gebruik ook maar met Jerusalem, met hierdie klippe wat hulle daarop gegooi het. En dan sê hy so, die feit dat hierdie haal en vuur was met bloed gemeng, skets 'n prentjie van hierdie klippe en vuur wat deur die Romeine geslinger is, wat bloederig word toe hulle hul menslike teikens teen die stadsmure tref en dan op die inwoners van die stad daaronder neerreën. Die bloed wat uit die lug geval het, soos die haal en vuur wat hierbo genoem is moontlik ook deur Romeinse belegmotors gelanseer. Tydens 'n beleg kan 'n leer sien siek lyke in die geslote kwartiere van 'n stad lanseer om 'n epidemie te veroorsaak. Koppe en ander liggaamsdele van vyande kan ook in die stad gekatapulteer word
om paniek aan te wakker of vroeë oorgawe aan te moedig. So hulle kon enigiets ingeslanger het daarso, nie net klippe nie. Hulle pile, klippe, lanse, hulle het mense, lyke, koppe, hande, voete, wat ook al. So inslanger in hierdie plekke. Dit is dit oor hoofstuk 16. Ja, ek hoop julle het iets daarbij geleer. Is nog 'n baie inligting, maar dit was vir my baie interessant daar van die stad self en die Megiddo aan sy ooste kant. Dit was 'n wonderlike ontdekking. En dis heeltemal anders as wat hulle vandag vir ons sê, waar dit is en so aan. Dit is heeltemal die verkeerde kant eintlik. Hulle sê dis noord van Jerusalem, maar dan sê hulle die magte kom van die ooste. Nou, hoe maak dit sin? En dit wat jou my gewys het vandag met hierdie kaart en ook die topografie wat ek al reeds geweet het van die berg Sion en hoe die water om het gevloei het, dit het alles saam so perfek ingepas soos 'n legkaart. Dat as daardie water opdroog, sal die ooste kant van die berg oopgaan, dat daar nie water is en droog raak, en dan gaan dit maklik wees vir die leeu's om Jerusalem aan te val. Dis net wonderlik. Prys Jahwe daarvoor en geniet julle dag. Ons praat weer volgende keer oor hoofstuk 17. Bye.